Ons fokusteks vir môre, julle kan so lank daar oopmaak, is Psalm 51. Nou, terwyl julle daar oopmaak, die van julle wat nog nie deel is van 'n Bybelstudiegroep of 'n klein groep of iets in daai lyn nie, vind tog vir jou 'n geleentheid om in te skakel. Dis 'n wonderlike geleentheid waar goeie gesprekke gevoer kan word en ons bietjie saam kan dink oor dinge waaroor ons nie altyd gesels of dink nie. So rukkie gelede toe het ons in so 'n groep bietjie gepraat oor die wet, die 10 gebooie. En hoe belangrik is die wet en hoekom lees ons nie meer die wet voor nie en al die tipe van dinge en hoe moet ons die wet verstaan? En wat ons mekaar gesê het op die ou end van die dag, deur lang gesprekke, toe kom ons daarop neer dat die wet van God is soos 'n spieël. En ek dink ons het al hierdie beeld gebruik. 'n Spieël is daar sodat jy in die oggend in hierdie spieël kan kyk en kan sien iets is nie reg nie. Of as jy nou daar onder die kar gewerk het en olie afgetap het en jy kyk in die spieël en jy sien maar hier so 'n paar ekstra kolletjies op my gesig. Iets is nie reg nie, maar daai spieël gaan jou nie skoon maak nie. Die spieël wys eintlik dat jy iets nodig het om jou skoon te maak. In ander woorde, die 10 gebooie, die wet is daar om vir ons te wys, ons het 'n verlosser nodig, want ons is vuil. En dan doen die wet eintlik maar wat Johannes die Doper gedoen het, om te kan sê, maar daar is die lam. Deur die bloed van die lam word ons skoon gewas. Daarom wil ek vanmôre begin sommer met so 'n gedig rondom skuldbelydenis. En ek wil vra dat julle julle oë sal toemaak, maar julle harte sal oopmaak en ook hierdie woorde u eie te maak. Met die wete, Christus het ons skoon gewas. Hy het ons kom verlos. Ons is nie in hom. Wie mag klim op die berg van die Here? Here, my God, U is heilig en ek is vuil. Ek verlang na U. Ek wil by U wees, rein wees. Dit is my hoogste ambisie. Dit is ook my grootste frustrasie. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Here, is hierdie standaarde nie verskriklik hoog nie? Ek kwalifiseer nie. O my God, ek kwalifiseer nie. Isa het aan die ark gevat en U het hom neergeslaan. Here, ontferm U oor my. O Vader, U wat regverdig oordeel, ontferm U oor my. O Seun, Paaslam, geslag, ontferm U oor my. O Gees, wat alle dinge ondersoek, ook die dieptes, ontferm U oor my. Ek vra genade. Familie, die Here het homself in Christus ontferm oor ons. Amen. Nou ek wil graag vanmôre saam met julle weer kyk na die verhaal van Dawid. Nou Dawid is waarskynlik een van die groot legendes, die groot name in Israel se geskiedenis. En wanneer ons dink aan Dawid, dan dink ons natuurlik ook aan Dawid en Goliat. Nou is interessant, ons weet Dawid het vele van die psalms geskryf, maar ek lees nie werklik waar hy praat oor hierdie wonderlike groot geleentheid in sy lewe nie. Dalk die een geleentheid waar mense hulle opinies rondom hom verander het. Sjoe, hierdie man wat reuse doodmaak. Maar ek lees wel oor die hartseerste tyd van sy lewe. Ek lees wel waar hy sy hart kom uitstort voor die Here
En miskien sê dit vir ons iets, dat ons nie net oop moet wees om die Here te ontmoet op die kruin en op die pieke nie, maar dat die Here ook te vind is, ook daar is, in die dale van ons lewens. Daar waar ons juist dink hy nie is nie, daar in die donkerte, is die Here, ontmoet hy ons, ontferm hy homself oor ons. Nou wil ek vra, gewoonlik kry die ouers baie lekker, as ek vra dat die kindertjies na vore kom, en hulle stamp in Boetan en sis aan sê, kom. So nou wil ek vra, wie se pa is die sterkste? Geen hande gaan op nie, laat ons nie in daai geveg deelneem nie, maar ek wil gou vra, is daar so 3 jong manne, kinders, seuns, ek hoor so 3 seuns, wat gou vir my kan kom uithelp, asseblief tog, dankie, daar's 1, daar's 2, daar's 3, baie dankie, 3 manne, kom gou na vore, asseblief. Nou wil ek graag vir julle vra, hoeveel liter is daar in 'n boksie melk? Weet julle? 1. Amper, wat sê die gemeente? 1 liter, né? Daar's hy. Skus, hoekom het ek nou gedink 2 liter? Sorry, dis my fout. Korrek, 1 liter. Nou hierdie gewig is 2 boksies melk. Né? Dink jy kan hom optel? 2 boksies melk, probeer gou. Kan jy hom so hou? Daar's hy. Goed. Rus nou eers jou spiere, ek sien jy kan hom so hou, rus hom eers, laat hom net 'n bietjie hang, hier is vir jou ook ene, jy kan hom ook so hou, né? Kan jy hom so hou? Goed. Wil jy 2 probeer? Dink jy so? Ok. So hier is vir jou 4 boksies melk, nee, rus nou eers die arms, rus nou eers, nou kom staan nou eers hierso, die gemeente julle kan sien, want ons weet, julle is die sterkste 3 ouens in die gemeente. Nou wat nou gaan gebeur, is ek gaan nou vir die gemeente bietjie vertel oor Dawid, nee, en alles wat Dawid gedoen het. En terwyl ek vir hom vir die gemeente vertel, wil ek vra dat julle hierdie gewig so hou. Goed, rus nou eers die arms, rus nou eers. Julle kan nou nog eers lekker asemhaal. As ek sê 3, hou jy hom so. Maar hier is die storie. Jy mag hom nie laat sak nie. Nou jy kan kies, miskien net nou gee vir die ouetjie langs jou 'n blou oog. Jy kan hom so hou. Draai jou arms net so. Reguit, so hou, is dit reg? Ek laat sak nou eers, nou sak. Jy mag hom nie laat sak nie, hoor. Is dit reg? Jy moet vir hom lank hou. So skep lekker asem, dink aan die mieliepap wat jy vanmôre geëet het. Is jy reg? OK. 1. Nog nie, rus die arms. Op 3. 1, 2, 3. Goed. Jy moet vir hom daar hou. Nou Dawid was nou koning van Israel gewees, en wat Dawid gedoen het, is hy het op die paleis se dak rondgestap. En terwyl hy op die paleis se dak rondgestap het, toe sy oë begin dwaal. Want sy man het oorlog gemaak ver van hom af. En terwyl hulle oorlog gemaak het, was Dawid hierdie keer nie saam met hulle nie. Hy was besig sommer met sy eie stories. En terwyl hy op die dak was, toe sien hy 'n baie mooi vrou. Die probleem was net dat hierdie vrou reeds getroud was. Kan julle hom nog hou? Wil julle gou rus? Rus gou vinnig, rus gou vinnig. Rus maar gou vinnig, laat hom maar nog 'n bietjie hang. Staan net so, gaan jy vir julle rus tydjie, rus lekker? Ek gaan nou vir julle vra om weer te lig. OK, haal lekker asem. Ek sal vir julle nou sê. Staan net daar. Nou die ding is, hierdie vrou was getroud. Haar naam was Batseba gewees, of Batseba, en haar man was Uria gewees. Maar die probleem was, sy was verskriklik mooi. En so het Dawid uitgevind oor hierdie vrou. Dienaars gestuur om uit te vind, wie is hierdie vrou? Met wie is hy getroud? En Dawid stuur toe weer 'n dienaar na haar toe, en laat kom haar na hom toe. Die lank en kort, Batseba word huis toe gestuur, en sy word swanger. Groot moeilikheid. 1, 2, 3, kop. Het julle hom? Word huis toe gestuur. En hier begin 'n gemors. Want Dawid kry die boodskap dat hierdie vrou nou swanger is. En nou moet hy begin om sy voetspore uit te vee. So hy kontak bietjie een van sy generale op die oorlogveld en sê, maar stuur haar man na my toe. Die man Uria kom daar aan en Dawid sê, jy's sulke goeie vegter,
kom eet sommer bietjie by my, kom rus bietjie hier, en gaan kuier tog bietjie by jou vrou, asseblief. Maar Uria sê, hy is 'n loyale man van integriteit, hoe gaan hy nou dit doen? Sukkel jy? Is dit te maklik? Hoe gaan hy nou dit doen, terwyl al die soldate so hard moet beklei? Oukies, ek dink julle het baie goed gedoen. Baie dankie, ek gee net gou vir 'n ander klap. Het dit al hoe moeiliker geraak, hoe langer julle hom gehou het? Dis die hele punt. Baie dankie. Julle kan maar gaan sit, hoor. Baie dankie. Sit sommer die gewiggies daar op die stoel neer. Dankie julle. Baie dankie. Nou het julle lekker oefening gekry. Baie dankie. Ons gaan nou daarby uitkom. Julle het vir ons mooi gehelp. Uria sê, sy manne beklei, hulle lewe is in gevaar, hoe kan hy dan nou ontspan en lekker eet en in 'n warm bed gaan slaap? En dit maak nou vir Dawid vies, soveel sodat Dawid vir Uria later dronk gemaak het, sodat hy moet teruggaan na sy vrou toe, maar Uria wil net nie teruggaan na daai vrou toe nie. En nou is daar 'n probleem. En Dawid skryf 'n briefie en sê vir Uria, nee, is goed, gaan terug na die oorlogveld toe, maar gee hierdie briefie, jy mag hom nie oopmaak, jy gee hom vir Joab, een van die bevelvoerders, die generale. En Joab moet hom lees. En Joab maak die briefie oop en hy lees dat Dawid sê, vat hierdie man en sit hom heel voor waar dit die gevaarlikste is, sodat hy om die lewe moet kom, dat hy moet sterf. En toe gebeur dit nou so, dit klink mos nou baie eenvoudig in praktyk, maar toe die oorlog nou uitbreek, toe sien Joab, maar dis nou nie so maklik om hierdie ou net voor te sit nie, want hoe lyk dit nou? So hy moet nou maar 'n paar bietjie vorentoe stoot, want die vyand is nou ook nie so lus om teen hulle te beklei vandag nie. En hulle beweeg so naby aan die stadsmure, dat die ouens wat bo sit op die mure, 'n hele paar van hulle met pyl en bo geskiet het. En dit wil sê dat nie net Uria sterf nie, maar 'n hele paar ander sterf. 'n dom strategiese beweging, maar hy moes hierdie taak uitvoer. Die koning wil hê Uria moet sterf. En so stuur hy 'n boodskapper terug na Dawid toe. En hy sê vir die boodskapper, sê vir koning Dawid, koning, ons kon nie, ons moes nader gaan. Ons het nie 'n keuse gehad nie. En soos ons nader gegaan het, toe besef ons dis gevaarlik, maar ons moes, en toe ons nog 'n tree nader gaan, toe skiet hulle met pyle van bo af, en 'n hele paar goeie soldate is dood. En dan toe sê Joab, maar as die koning kwaad word, as hy sê, hoe kon dit gebeur? Julle moes hieraan gedink het, om hom te troos, moet jy net so voetnootjie sit, maar Uria is ook dood. Hierdie boodskapper kom by Dawid, en hy vertel vir Dawid dit wat gebeur het. En sonder dat Dawid enigsins sleg voel oor die ander soldate, sê hy basies vir hom, kom daarop neer, ek al aan. Jong, soms val die swaard een kant toe, soms val hy ander kant toe, dis alright. Ga maar terug. Sê vir Joab, hy het goed gedoen, bemoedig hom maar. Hoekom was Dawid so rustig hieroor? Hy self het nou 'n pyl ontglip. Niemand gaan nou weet wat gebeur het nie. En so gaan die tyd aan, en die tyd loop, en die profeet Nathan gaan kuier bietjie vir Dawid. En Dawid dink niemand weet wat gebeur het nie, hy het nou hierdie ding mooi bedek, almal dink dis Uria se seentjie wat gebore is uit Batseba uit, en hy het toe nou maar later met Batseba getrou, want sy het mos nou nie meer 'n man nie. En Nathan die profeet kom besoek vir Dawid, en hy sê, koning Dawid, hier is 'n verskriklike ding wat gebeur het, ek moet vir jou dit vertel. Daar was 2 mans gewees in 'n stad, die een was baie ryk. Hierdie ou het alles gehad waaraan jy kon dink of kon droom, die meeste vee van almal. Maar aan die ander kant was daar 'n man wat arm was. En al wat hy gehad het, was 'n ou klein ooi lammetjie. Maar hierdie lammetjie het vir hom soveel beteken. As hy 'n stukkie brood geëet het, dat hierdie lammetjie van tafel af hierdie brood saam met hom geëet. As hy iets uit 'n beker uit gedrink het, het hierdie lammetjie saam met hom dit gedrink. En hierdie lammetjie het hy teen sy bors vasgehou. Die woord sê hierdie lammetjie was vir hom soos 'n dogter gewees.
Dit alles kan julle gaan lees in 2 Samuel 11 en 12, né? Julle is welkom, gaan kyk bietjie. Maar toe kry hierdie ryk man 'n besoeker wat vir hom kom kuier het. En hierdie ryk man besef, maar ons moet nou seker vir hom 'n feesmaal voortsit, maar ek is nie lus om een van my mooi oeye of skape of beeste te slag nie. En toe vat daai man die arme man se lammetjie en hy slag hom en hy berei hom voor vir die besoeker om te eet. Dis al wat daai man gehad het. En Dawid raak so kwaad, hy's briesend. En hy sê dis onreg, daai man moet om die lewe gebring word. Hoe kon jy so onregverdig optree? Hy moet om die lewe gebring word. Hy moet 4voudig boet vir dit wat hy gedoen het. En Nathan kyk so na hom en sê, koning Dawid, dit is wat jy gedoen het. Toe jy vir Uria laat doodmaak het, sodat jy vir Batseba as vrou kon neem. En ewe skielik word Dawid so wit so sneeu, en hy besef, hy teen die Here gesondig. En dit bring ons dan by Psalm 51, waar Dawid sy hart uitstort voor die Here. 'n skuldbelydenis, 'n diep terugslag vir hom, maar 'n baie warm ontmoetingspunt tussen Dawid en die Here. Ek wil hê dat terwyl ons dit lees, dat julle sal oplet, dat Dawid nie een keer spesifiek die sonde noem nie. En dit maak dat ons ook vandag hierdie teks kan gebruik om dit wat in ons harte kwel, dit wat maak dat ons ver van die Here af voel, miskien 'n besluit of 'n keuse wat ons gemaak het of 'n gesindheid in hierdie teks saam met Dawid kan bely. Ons lees saam vanaf vers 1. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gegaan het, nadat hy met Batseba omgang gehad het. Ek lees uit die 2020 vertaling, hy kan bietjie van jou nou verskil. Wees my genadig, o God. Sien hierdie prentjie van Dawid wat die Here nader, en ons dink nie nou aan koning Dawid nie. Vergeet van koning Dawid. Ons dink aan hierdie Dawid, wat maar nog hierdie herder is. Hierdie Dawid wat maar skape en beeste opgepas het daar in die veld. Ons sien nou 'n Dawid, wat nie meer geklee is soos 'n koning nie, maar wat broos is. Die koning hier is God. En as jy in die teenwoordigheid van 'n koning kom, dan is dit redelik wys om met die woorde begin, wees my genadig. Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis my oortredings uit volgens u groot ontferming. Ons lees twee keer hierdie woordjie volgens. En wat belangrik is dat dit wat Dawid van God vra, dit wat ons van God vra, ook toe ons nou vanmôre hierdie gedig van skuldbelydenis ons eie gemaak het, is dat die Here sal handel nie volgens wat ons verdien nie, of volgens ons standaarde nie, maar volgens sy standaard. Dawid herinner hom, handel volgens my, handel tot my, volgens u troue liefde, volgens u genade. Wis my oortredings uit volgens u groot ontferming. Nie wat ek verdien nie, want ek verdien die dood, ek verdien die straf. Was my heeltemal skoon van my sonde skuld en reinig my van my sonde. Ons lees hierdie woorde wis uit, was skoon, reinig my. Het jy al aan iets grillerigs gevat? Of het jy al in 'n hond se slaguister getrap? Julle, jy wil net skoon kom, asseblief. Veral as jy nie skoene aan het nie. Was my net skoon, haal dit net weg. Dis iets wat Dawid hier besef. Hy is vuil.
Hy het nodig dat God hom skoonmaak. Hy het dit nie besef nie. Hierdie gewigte wat die kinders vanmôre opgelig het, in die begin, sommer maklik. En dan raak dit swaar, né? Dan begin dit al swaarder raak. En dis met hierdie vuilheid in ons harte. In die begin, dis sommer met dit daar, dit begin met 'n gedagte. En dan begin dit gewig kry. Ons dink aan Dawid wat daar rondstap op die paleis se dak. Een slegte keuse op 'n ander. Eers sien hy, dan kyk hy, dan begeer hy. En hoor julle hoe hy al nader aan die sonde beweeg, al dieper in die sonde beweeg, dan stuur hy iemand vind bietjie uit, dan stuur hy nog iemand, dan kom kuier net so bietjie by my. Wie sou kon dink dat begeerte, die loer, ontaard dit later in moord? Wie sou dit dink? En wanneer dit insink by ons, dan kom ons ook by hierdie plek om te sê, Here, reinig my dan. Was my skoon, ek wil hiermee niks te doen hê nie. Die sonde en die boosheid se taak, se doel, se visie en se missie, is nie om jou te verveel nie. Is nie om jou te irriteer en jou te pla of om jou te kielie nie. Dis daar om jou dood te maak. En as ons by die punt is om te sê, maar dit is nie so erg nie, dis maar ietsie kleins. Dan moet ons besef, die eerste tree is nie so erg nie. Die tweede tree vra net so bietjie meer. Hoe draai ons 'n groot skip? Stadig, stadig. Ons vra saam met Dawid vandag, Here, reinig ons. Maar saam met Paulus bely ons ook vanmôre dat die Here ons wel gereinig het. Vir die wat in hom glo. Dat die Here, soos Efesiërs sê, ons nuut gemaak het in Christus. Ons vrygekoop het. Spurgeon sê hierdie gedeelte is soet en suur. Dis suur want dit herinner ons aan wat in ons was, aan wat van ons sou geword het, as ons nie die reiniging van Christus gekry het nie. En as dit ook soet, as ons vandag hier kan uitgaan, kan sê waarlik, die Here het, waarlik, hy het ons gehoor, waarlik, die seun na die wêreld toe gekom. Vers 4 lees, was my heeltemal skoon van my sonde skuld. En dis hier belangrik, want ons het al soveel keer die woord skuldgevoel gebruik. Het jy al skuldig gevoel oor iets? Het julle? Yes, jy voel skuldig. Ek wil nou graag by my kinders se rugbywedstryd gewees het, maar op pad soontoe het ek nou karprobleme gekry en dit was nou 'n hele storie om nou eers hierdie kar weer in te sleep en ek kom daar aan en dis nog net 2 minute van die wedstryd. Ek voel skuldig. Daar selfs meer ernstige voorbeelde. My selfoon lui, ek wil hom antwoord, maar ek kan nie nou nie, ek's besig met iemand. En ek kom later agter, dit was iemand wat my gesoek het in 'n krisis en die persoon het iets oorgekom. Ek voel skuldig. Maar ons moet mooi kyk na die verskil tussen skuldgevoel en skuldig wees. Skuldgevoel is 'n gevoel. Dit is nie noodwendig so nie. Dis dalk 'n eksistensiële gevoel. Man, dis my realiteit want ek voel so. Dit is so. Maar ons gaan daaroor praat en ons kan dalk sin kry later dat dit nie noodwendig jou skuld was nie. Dit was omstandighede gewees. Wat moes jy gedoen het? Moes jy die foon geantwoord het en hierdie persoon gelos het wat hulp nodig het? Hoe moes jy geweet het? Dawid praat nie hier oor 'n skuldgevoel nie. Dawid praat hier oor skuld. My sonde skuld. Wanneer ons bewus word van sonde, en dis wat die Heilige Gees doen, hy maak ons bewus van sonde, dis deel van sy werk, dan beleef ons nie skuldgevoel nie. Ons sê ook nie ek voel skuldig nie, ons sê Here ek is skuldig. Want sodra ons sê dat ons voel skuldig, maar miskien hierdie kant toe, miskien daai kant toe,
dan probeer ons eie sonde regverdig. En daar is nie redding vir die van ons wat ons sondes wil regverdig nie. Daar's nie redding vir ons wat ons sondes probeer inkleer om bietjie beter te lyk nie. Daar's wel genesing en reiniging vir die van ons wat erken, Here, ek is sondig. Ek het verkeerd gedoen. Was my van my sondeskuld, reinig my van my sonde. Dawid sê in vers 5, want ek is deeglik bewus van my oortredings en my sonde is voortdurend voor my. Ek is deeglik bewus van my sondes en my oortredings is voortdurend voor my. Die sterk manne wat hierdie gewigte hoe vas het. Jy raak nogals bewus van hulle. Jy weet jy hoe vas nou iets wat bietjie swaar is. Miskien het julle dit al beleef. Ek het dit al verseker beleef. Dat as jy iets gedoen het wat jy weet nie die Here eer nie. Wat nie is hoe die Here wil hê ons moet leef nie. Dan is jy bewus van die gewig wat jy dra. En dis voortdurend voor jou. Wat beteken dit? Jy sien dit die heeltyd. Die woord leer vir ons, rig julle gedagtes na die dinge daarbo, nie na die dinge hieronder toe nie. Maar wat doen sonde? Dis heeltyd voor jou, dit maak dat jy nie kan verder kyk nie. Totdat daai hart oopgeskeur word en ons bely, Here, ek is skuldig. Kinders van die Here is gemaak om 'n kruis te dra en 'n lewe neer te lê en die nuwe lewe in Christus op te neem. Dis waarvoor ons gemaak is. Ons is nie gemaak om die gewig van skuld en sonde te dra nie. Ons is nie daarvoor gemaak nie. Manne, julle is verskriklik sterk. Maar ek is seker julle sal nie dit vir 'n uur kon doen nie. Dink julle ook so? Ons is nie gemaak om skuld te dra nie, om sonde te dra nie. Hoe lyk iemand wat gedurig in sonde verkeer? Wat sien ons raak? Wat is die simptome van so 'n persoon? So 'n persoon begin moeg raak. So 'n persoon raak mislik. Want dis nie goed nie, dis nie gesond nie. Ons word genooi om hierdie gewigte vir die Here te gee. Maar daarvoor moet ons ook ons harte oopmaak en erken, Here, dis myne. Here, ek skuldig. Ek het dit veroorsaak. Vers 6, teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë, sodat U gelyk sal hê as die uitspraak lewer, volkome reg wanneer U oordeel. Nou hier kan ons sê, wag. Dawid praat nou nie hierdie waarheid nie. Amper het hy nou weer sonde gemaak om te bely. Want hy het definitief nie net teen God alleen gesondig nie. Hy het teenoor Batseba gesondig, hy het teenoor haar man Uria gesondig, hy het teenoor Joab, sy generaal of bevelvoerder gesondig, om hom in 'n situasie te plaas, om iets te doen wat hy weet verkeerd is. Hy het teenoor die manskappe gesondig, wat saam met Uria gesterf het, teenoor hulle families gesondig, hy het teenoor die koninkryk gesondig, hy is veronderstel om 'n voorbeeld te wees, 'n man van integriteit, iemand wat na die Here moes leef. Hy het teenoor sy eie liggaam gesondig. Hoe is dit dat hy sê teen U? Nee, wag, teen U alleen het ek gesondig. En hier is 'n interessante enetjie. Dat wat Dawid doen, is hy zoom uit. Jy het al gesien, baie keer as 'n mens iets soek en jy kry dit, jy moet jy net bietjie terug staan, net perspektief kry. Hy zoom uit om perspektief te kry. En hy besef dat dit alles wat hy gedoen het, is nie geïsoleerde sondes nie. Ag Here, ek het nou met hierdie ou vroutjie bietjie gekuier, maar dit het niks met U te doen nie. Dit is nou tussen my en haar. Of Here, ou Uria, gelukkig het hy 'n goeie lewe gehad, maar dit niks met U te doen nie. Ons verhouding is nog goed tussen my en die Here. Hierdie ding is tussen my en Uria. As Dawid terugstaan en hy zoom uit en hy kry bietjie perspektief, dan besef hy dat dit wat hy gedoen het,
Sonde, die Sambriel term vir dit alles, is 'n direkte aanval, 'n direkte aanklag teen God. Al dink jy dis 'n geïsoleerde ding, al dink jy dis tussen my en die taxi-bestuurder, tussen my en die ontvanger, dis direk teenoor God, want God haat sonde. En hier word Dawid bewus daarvan, dat hy teen God alleen gesondig het, teen God oortree het. En daarom is God die regter. Daarom sê hy, Here, U het die reg om te oordeel. U het die reg om hierdie saak teen my te behartig. Teen U alleen het ek verkeerd gedoen. Kyk, getrouheid verwag U reeds. Ekskuus julle, ek spring toe nou oor, vers 7. Kyk, in sondeskuld is ek gebore, sondig toe my moeder met my swanger geword het. Kyk, getrouheid verwag U reeds in die moederskoot, in die verborgenheid leer U my wysheid. Ons almal skiet tekort. Ons almal skiet tekort. En dis wat Dawid probeer sê, dat reeds in die moederskoot was hy sondig gewees. Hy is in sonde gebore. En U verwag daai getrouheid alreeds in die moederskoot. Wat ons vir mekaar hier kan sê is dat die standaard net te hoog is. Dis tog wat ons gehoor het in hierdie skuldbelydenis. Dis te hoog, ons kan nie bykom nie. Ons kan nie die Here tevrede stel nie. Soos die woord vir ons sê, selfs ons beste pogings, die mooiste voetjie wat ons voorsit, is soos vuil lappe voor God. Selfs wanneer ons iets vir die Here probeer doen, moet ons maar ons eie intensies weer ondersoek. Miskien wil ons ietsie hê, miskien wil ons hê mense moet ons raak sien. En hierdie gedagte gril vir Dawid. Neem my sonde weg met marjolein, sodat ek rein kan wees. Was my dan witter as sneeu. Hy kan nie meer nie. Maar hier is 'n stukkie hoop ingebou. Op hierdie punt het ons seker saam met Dawid besef, watter hoop is daar vir ons? As ons reeds in die moederskoot al net sonde bedink en sonde doen. As ons reeds al van kleintyd af op die weë van die verkeerde is, wie leer vir 'n kind om te jok? Wie doen dit? Is daar ouers wat sê, my kind, nou gaan ek vir jou leer hoe om te jok as jy in 'n situasie is. Doen nie. Dit kom maar net uit die hart uit. Waar kom dit vandaan? En dan vra Dawid, Here, was my skoon, reinig my, vat dit weg met marjolein. Nou wie van julle ken daai woord marjolein? 'n ander naam vir marjolein, as ons nou gaan kyk wat sê die slim manne, is 'n hyssop takkie. Nou sien ek van julle glimlag, want ek dink julle onthou waar ons lees van 'n hyssop. 'n Hyssop takkie verwys na reiniging, verlossing en offer. Ons lees van 'n hyssop takkie in Eksodus. Toe God hierdie volk van hom, die Israeliete, wou bevry, uit Egipte uit wou uitlei, en Egipte hard tref met pla, daai laaste plaag, die dood van die eersgeborenes. Wat het die Here gesê vir sy volk? Hoe kan hulle gespaar word? Deur die bloed van die lam. Vat daai hyssop takkie, druk dit in die bloed en smeer dit teen die kusyne. Smeer dit teen die hout. Deur die bloed van die lam sal julle die lewe kry. Sal julle vrygespring word. Ons lees in Levitikus dat die priester die hyssop takkie gevat het, in bloed gedruk het en gesprinkel het, om 'n plek rein te verklaar, om iemand rein te verklaar. Dawid vra, Here, reinig my profeties met die bloed van die lam. Want daar is nie ander hoop nie. Reinig my met die hyssop.
Reinig my met die bloed, want my eie is so swart, is so vuil. Ons kort die bloed van die ware offerlam, sodat ek rein kan wees. Was my, dan sal ek witter as sneeu wees. En dan eers, laat my weer uitroep van vreugde en blydskap. Laat die gebeente wat u verbrysel het, juig. Waar verbrysel die Here gebeentes? Familie, moenie onderskat hoe swaar die Heilige Gees op ons harte kan druk, wanneer ons nie op die regte pad is nie. Is daar van julle wat dit al beleef het? Jy kwyn weg op die pad van die sonde. As jy vir die Here leef en jy's besig met dinge wat hom nie eer nie, jy kwyn weg. Ons nou seker maar sê in IT-terme, incompatible, not compatible. Dit pas nie by mekaar nie. Iets gaan fout gaan. Jou liggaam kan dit nie dra nie. Ons kan nie hierdie gewig optel nie. En eers dan, wanneer die Here ons kom reinig het en hierdie sonde kom afval het, hierdie gewig van ons skouers, beleef ons daai vrede, vryheid, blydskap, 'n gejubel, ek is nuut. Vers 11, sluit u oë vir my sonde en al my sonde skuld, wis dit uit. Here, moet dit nie meer raak sien nie. Waar leer Jesus vir ons moet ons wees? Wees in my, bly in my. Hoekom? Want as die Vader na ons kyk, dan sien hy die bloed van die lam. Hy sien nie meer vir my en vir jou as sondaars nie, hy sien ons deur Christus as kinders. Hy sluit sy oë vir ons sondeskuld, want dit is vergewe in sy seun. Dis wys om in die Here te bly. Skep 'n rein hart vir my, o God, vernuwe 'n bestendige gees in my binneste. Ek wil graag hê dat ons vir 'n oomblik net gou kyk na Esegiel 36. Ek sal bly wees as julle saam met my daar kan oopmaak. En ons kyk na Esegiel 36 en ons hou in gedagte hierdie hisoptakkie, die bloed van die lam, die begeerte om rein te word, om gered te word van hierdie sonde en die sondeskuld wat so swaar is. Esegiel 36 vanaf vers 25. Ek sal rein water oor julle sprinkel. Vers 25. Ek sal rein water oor julle sprinkel en julle sal rein wees. Van al julle oortredinge en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Hoor julle God se begeerte om ons te reinig. Dis nie net ons begeerte om skoon te wil wees nie, maar is God se begeerte om ons skoon te maak in sy seun. Inteendeel, die blote feit dat jy daai begeerte het, die blote feit dat jy dalk nou in jou hart of in jou gedagtes ook kan sê, Here, reinig my ook, is God self wat in ons werk. Die Heilige Gees self wat jou bewus maak van sonde, om jou nader aan God te trek. En dan hoe vas ons in God se belofte, dat hy ons nuut maak, ons rein maak. Ons God is nie 'n panelbeater nie. Hy vat nie die ou hart en maak hom weer mooi nie.
Hy is ook nie een wat pleisters plak nie, of steke insit nie. Hy is ook nie een wat polish en verf nie. Ons Here is 'n skepper. Hy haal uit wat oud is en hy sit iets nuuts in. Dis hy wat kan maak dat 'n skaapwagtertjie 'n koning word. Dis hy wat kan maak dat die man wat so hakkel, Moses, die leier word van 'n volk wat uitgevoer word na 'n beloofde land. Dis hy wat maak dat die wat sê, Here, ek is te klein, Here, wat gaan die mense van my dink? Here, ek is sondig, dat hulle profete kan word. Dit is hy wat vir jou en al jou verskonings, elke liewe een van hulle, kom nuut maak, om 'n getuie te wees van die lewende God. En dan wil ek graag afsluit met 'n laaste vers uit ons fokusteks, Psalm 51. Hierdie laaste vers kom uit vers 19 uit. Ek wens ons het soveel tyd gehad om hierdie hele hoofstuk deur te kam, dis net so wonderlik. By die laaste vers, en ek dink dit tref werklik baie diep. Lees as volg, vers 19. Offers aan God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verpletterde hart, sal U, o God, nie minag nie. 'n Offer aan God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verpletterde hart, sal U, o God, nie minag nie. Wanneer ons vir iemand gaan kuier, dan dink ons altyd maar, wat kan ons saambring? Moet ons nou blomme vat, of moet ons nou chocolates vat, of moet ons nou biltong vat? Dis nou as ons vir vriende gaan kuier. As ons dalk nou gaan kuier vir ons geliefde, wat moet ons dan saamvat? Wat vat ons saam as ons vir God nader? Wat is goed genoeg om vir God te gee? As ons nog steeds diereoffers wil gee, al die diere behoort in elk geval aan hom. Hy is die volmaakte offer. Is nie meer nodig vir diereoffers nie. As ons bloed wil giet, hoekom? Sy bloed is perfek en rein en volmaak. Is nie meer nodig om bloed te giet nie. As ons vir God goud en geld wil gee, hoekom? Dis syne in elk geval. Dit wat jy het, leen hy aan jou en vertrou hy jou om goeie rentmeesters af aan te wees en dit terug te ploeg in sy koninkryk. Wat is vir God goed? 'n gebroke gees en 'n gebroke hart. Wat beteken dit? Ek dink dit beteken die volgende. Hartkamers wat oopgesluit word, ongeag van hoe dit daar binne lyk. 'n Gees wat bedien word, ongeag hoe seer of pyn of hartseer ons in die binnekant het. God vra dat ons moet ontvang op ons knieë. En dit is die uitnodiging van die evangelie. Vir iemand wat die Here wil leer ken, of ek en jy wat vandag besef, ons leef bietjie ver van hom af, dat hy ons roep om volkome ons harte weer vir hom te gee. Hy sê bloot kom, net jy is, maar kom sluit oop, kom maak oop, ek help jou skoonmaak, ek help jou uitpak, ek vernuwe jou. Familie, ons het ontvang. Mag ons dan nou ook rentmeesters wees van hierdie woord. Goeie rentmeesters wat sorg dat hierdie woord uitkom by mense wat verpletterd is. Uitkom by mense wat seer het, uitkom by mense wat skuldig voel of skuldig is. Maar mag dit ook uitkom by my en by jou. Mag ons ook ons harte uitstort, uitgiet, oopmaak voor die Here. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U nie van ons verwag om perfek te wees voordat ons na U toe kom nie. Dankie dat U nie van ons verwag om alles onder beheer te hê, om 10 uit 10 verhouding met U te handhaaf.
voordat ons die berg van die Here betree nie. Maar dat U brood vra, dat ons harte sal oopmaak, ons trane sal uitstort, ons binneste voor U sal uitgiet. Dankie Here dat U vir ons gee. Dankie dat U vir ons skoon was. Dankie Here soos 'n moeder, Here, wat sien haar kinders is vuil, U vir ons bad en was en skoon aantrek. Met die klere, met die bloed van Christus. Here, is altyd lekker hier in 'n gemeente waar ons mekaar warm broei, ook so met die boodskap. Maar mag ons ook vandag gaan deel, mag ons ook gaan saai. Die goeie nuus, die goeie tyding is hier. Ons loof en ons prys U naam. Amen.